gekuier het, en ek is so dankbaar dat jy bereid is om hierdie pragtige getuienis met ons te kom deel. Jy weet, ek hoor so baie getuienis, en almal is pragtig en uniek, maar die wat jy met my gedeel het, by so diep geraak. En jy weet, die woord van die Here sê, ons getuie red lewens, en dat mense net kan weet daar buite hoor, wat God doen. Daar's 'n God in die hemel wat leef. En dan wil ons jou vra, Veronica, asseblief deel bietjie met ons wat jy met my gedeel het van hoe jy by die Here in jou lewe uitgekom het, en daardie pragtige getuienis van daardie dogter. Dit was pragtig. So Veronica, vertel ons 'n bietjie, hoe het jy by die Here uitgekom? So 'n paar jaar terug het my seun sy hart vir die Here gegee, en ons was glad nie op die regte pad gewees nie. En hy het begin in nederig geraak en gesê elke Sondag, ag ma, kom asseblief saam. En ag weet jy het geweet van die Here, maar jy het hom nie geken nie. So het ons toe nou maar besluit, weet jy, laat ek tog nou net saam met hom gaan, want ek kan ook na myself nou as 'n moeder nie meer hierdie geneelery hanteer nie. Daai aand het ek 'n personal encounter gehad met Jesus, en dit was vir my so amazing en supernatural gewees. Ek het by die huis gekom, ek het in my kamer ingegaan, ek het die deur toegemaak, ek het op my knieë neergeval en ek het net vir hom gesê, Jesus, ek's joune. En van daar af was dit net amazing met hoe hy my wys, hoe hy werklik is, hoe hy sy supernatural goeders kan doen. En ons as mens verwag altyd dat dit hierdie groot goed moet wees wat jy moet sien, maar die Here werk nie so nie, hy werk in die klein dingetjies. Amen. Nou my een getuie is, ek sit een Sondag in die kerk, in die bediening, nie kerk nie, ek sal sê nie bediening, en ons is besig om te praise and worship, en terwyl ek so praise and worship, hoor ek, hoe sê die Heilige Gees vir my, Veronica, kyk na hierdie dame hier langs jou, Amen. Jong meisie, en ek is dadelik so sin, wat? Hoekom moet ek nou na haar kyk? Ek is besig om te praise en worship, nou kry ek hierdie gedagte, maar die gedagte is eintlik die Heilige Gees, en in die begin is ons maar dom, ons verstaan nog nie mooi hoe dinge werk nie, maar ek kyk toe na haar, en soos ek na haar kyk, sien ek hierdie ou vervalle groen rokkie, en hierso voorlangs is geel garing wat gewerk is. Ek kan sien dat daar nie eintlik baie geldjies is nie. Klaar na haar gekyk, gaan dan worship en praise, en die volgende oomblik hoor ek die Heilige Gees sê vir my, maar jy het nie na haar gekyk nie, en ek is soos in rarig, ek het. Ek kyk toe weer na haar, en soos wat ek na haar kyk, lei my oë my af na haar voete toe, en toe ek na haar voete kyk, toe sien ek, sy het safety shoes aan. Maar ek los dit toe daar, want ek weet nou nie eintlik hoekom ek na haar moet kyk, en hoekom ek na haar voete moet kyk nie. En so later aan, raak ek toe nou klaar, en op pad uit hoor ek weer die Heilige Gees sê vir my, ja, jy moet haar vra wat sy nommer skoene sy dra, en ek is soos in regtig, Here, hoe moet ek haar nou vra? Weet, ek ken die meisie nie. En soos wat ek haar toe nou na toe gaan, tik ek haar op haar skouer, en ek sê vir haar, hy Sissa, sê bietjie vir my, wat se nommer skoen dra jy? En sy kyk my so, en sy sê vir my, Tannie, ek dra nommer 8, en ek sê vir haar, vir so 'n jong mooie dame, het jy daar maar 'n paar groot voete, nou moet ek eintlik vir myself lag, want jy het nie woorde nie, maar jy moet uitvind wat se nommer skoen sy dra. So gaan ons almal huis toe, maandagoggend ry ek werk toe, en in die kar hoor ek duidelik, hoe sê die Heilige Gees vir my, Veronica, jy moet vir hy kind skoene koop. Hele dag begin my dag met 'n gebidtery. Ry, en hoe verder ek ry, wanneer die Heilige Gees met my praat, kry ek hierdie borrelende gevoel hier binne in my, en dit raak naand so geweldig, oorweldig, dat dit begin borrel, en dan voel dit net, jy moet dit doen, as jy dit nie gaan doen, en jy maak jou mond oop, gaan dit wrigtig by jou mond uitkom, sonder dat jy as mens, as vlees, iets doen. Amen. En ek sê toe, Here, dis reg, en die middag ry ek huis toe, en ek hoor hoe hy met my praat, en sê vir haar, hoorie sis, jy gaan nie net vir haar 1 paar koop, jy gaan vir haar 3 pare koop. En ek is soos in my Here, ek het die geld nie. En ek bid al die pad in die kar, ek sê, Here, jy vra my nou iets, maar ek het nie geld om dit te doen nie. En hoe nader ek aan die huis kom, hoe erger raak hierdie gevoel binne in my maag, dat Veronica, jy moet dit doen. Ja, ek kom by die huis, en ek kry vir Sissel, en ek sê vir haar, Sissel, wil jy nie gaan saam met my dorp toe ry nie, en sy sê soos in, ma, ek sê, ons moet gaan. Toe dan Boetie Mall in Randfontein net oopgemaak, en ons stop toe nou daar, hardloop in, en die eerste plek wat ek kan kry, jy weet, hoe is die vlees, jy het die geld nie, so waartoe gaan jy gaan Pep toe, Pep is die goedkoopste plek. Kom in Pep, die ligte is af,
Ons sit toe nou ons fone se flashes aan, grou daar op ons knieë, maar die 3 paar skoene was uitdruklik vir my gesê, 'n paar plakkies, 'n paar tekkies en 'n mooi paar sandale. Halleluja. En ek is soos in weet, kykie, nou raak ek 'n Sarah, ek begin nou dadelik sê, Here, hoeveel geld gaan dit kos? Ek het nie geld nie. En ek kry toe die 3 paar skoene, gaan staan in die ry en ons staan. So sê die dametjie voor, hoorie julle, ons kaartmasjiene werk en nou begin my maag rondom Tali draai, want ek het nie geld nie. En ek besef toe, man lief se sakkie geld is in my handsak, ek gaan dit gebruik, jy weet, dis jou man, jy kan dit later vir hom teruggee as jy moet, en, maar intussen staan ek en bid, oukies, ek bid my longe uit, want ek weet daar is die geld nie, en as die paar skoene nou meer gaan wees, as wat ek in die sakkie het, wat doen ek dan? Halleluja. So sê Sissa, sy gaan gou uit, sy hardloop uit, sy kom terug, sy sê, "Haai ma, staan jy nog steeds in die ry?" En ek sê vir haar, ja. Sy sê, "Man, sit die skoene net nie neer, Pick n Pay Clothing se ligte langs aan is aan." En ek soos in, okay, sit die skoene neer, hardloop, en toe by Pick n Pay Clothing inkom, is daar hierdie groot bord wat sê, 20% afslag op alle skoene, en ek is soos in, dankie Here, en ek so opgewonde, en wow, dis amazing, ne? En ons hardloop agtertoe, ons al 3 grou vir skoene, en ek vat net daai 3 pare skoene, en gaan staan in die ry, en ek bid julle oukies, ek sê Here asseblief, ek onthou nog die vroutjie lei dit op die til en is R490, en ek bid, en toe ek my hand in my handsak wil steek, gaan daar 'n alarm af, maar ek skrik vir my uit my geloof uit, en ek soos in, wat nou? En die vrou agter die toonbank begin jubel en juig, en sy skree vir my, congratulations, en ek is soos in, regtig? Sy sê, mevrou, ons het 'n kompetisie aan. Elke oggend en elke middag kies ons iemand wat alles gratis kry. Oukies, ek het so gehuil, ek het op my knieë in daai winkel neergeslaan, en ek het net my Vader God geprys, want dit was vir my, ek glo nie wat gebeur het nie. En dit is hoekom ek altyd sê, deur obedience kry jy soveel blessings. Ons moet net deurdruk, en dit is waaroor dit gaan, is op die einde van die dag is obedience, en die vroutjie vra vir my, maar hoekom huil ek so, en ek sê vir my, jy verstaan nie, ek bid al hierdie hele dag, want ek bless 'n meisiekie met skoene, en ek het nie geld nie, en nou bless die Here my, en hy gee dit vir my verniet, en ek is soos in julle, ek weet vandag toe, as ek net 'n serpie ekstra moes gevat het, of 'n paar ekstra enige iets anders gevat het, sou ek nie daai blessing gekry het nie, want dit was nie die opdrag van die Here af nie. Is dit nie? So awesome, ek kry nog steeds hoendervleis as ek net daaraan dink. Maar ja, ons dien 'n awesome God, en you know what, he's there, al voel dit partykeer vir jou alleen, al voel dit partykeer vir jou, hy sê, Dani, begin soek vir die klein goedjies. Dis die klein goedjies wat saak maak. Amen. Ja, Veronica, weet jy, dit is vir my so mooi, wat so mooi in hierdie getuienis is, dat God sien 'n kind 'n paar skoene kort. Hoeveel gaan dit die groter dinge in ons lewens raak sien? Dink ek, God sien my nie raak nie. Hy sien nie die trauma in my lewe en hy sien nie wat ek deurgaan nie. God sien 'n kind wat skoene kort. Ag, Veronica, as daar nog so getuienis wat jy met my gedeel het, wat ek graag vir jou vra is, as daardie ene wat jy gebid het oor 'n vroutjie wat saam met julle werk, as jy vir ons daai getuienis ook sal gee, hoe die Here, as ou nie wil luister, dan stuur die Here iemand om jou op jou mond te kom slaan. Ja, dit het nou actually letterlik en figuurlik gebeur. As jy met ons ook sal deel, ek sit so waardeer. Ja, ek is by die werk en ek is agter in die kombuis en ek is besig om koffie te maak vir almal. En ek hoor die een dametjie voor in die kantoor is besig op die foon en sy vererg haar liederlik, maar sy vloek, oukies, sy vloek. Ja, en ek sê, Here, weet, as jy jou hart vir Jesus gee, daai woorde maak eintlik seer, is soos 'n dolk wat in jou rug insteek. Elke keer as iemand 'n lelike woord sê. Ek meen, ek raak ook kwaad, maar my lelike woord is poeper en ek kan nie erger raak as poeper nie. But anyway, en ek bid en ek sê, Here, ek weet die Bybel sê konsekwensies. Sonde het konsekwensies, nagevolge. So. En dis al wat ek sê. Dis al wat ek sê en ek gaan sit op my stoel en later, so 15 minute daarna, storm die dame in die kantoor in en sy sê vir my, sy moet gou afhardloop in die hospitaal na 'n sekere saal, toe sy's nou terug. Ek sê, toe dis reg. Ek is hard besig, ek werk en die volgende oomblik kom sy in, maar sy is spierwit in haar gesig. En ek kyk vir haar en ek sê vir haar, nou is jy okay? En sy sê vir my, nee. Ek sê, nou maar, wat's fout?
Sy vertel toe vir my, sy is daar in die gange besig om te hardloop en daar staan hierdie groot man daar in die saal of in die gang en hy's besig om met iemand anders te praat. Maar sy's 'n kotterige vroutjie. En sy wil toe nou net verby hom hardloop en met die wat sy verby hom wil hardloop, laat sak hy sy hand en hy slat haar per ongeluk so teen haar kop. En terwyl sy my vertel, begin ek toe nou verskriklik lag, want ek dink toe, dis baie snaaks. En hoe harder ek lag, hoe kwaad raak sy. Ek vra toe vir haar, moenie vir my kwaad word nie, en sy sê vir my, maar sy verstaan nie, hoekom lag ek nie? Ek sê vir haar, jy weet die Bybel sê, sonde het nagevolge. Sy bly toe stil, sy sê vir my, ja. Ek sê vir haar, ja. Wat het jy vanoggend gedoen op die foon? En sy kyk my, so ek sê vir haar, weet jy wat? Daai lelike woorde wat jy gesê het, toe jy dit gesê het ek gebid in die kombuis. En ek sê nou vir jou, God het my gehoor. Hy het jou laat klap teen jou kop, om jou net te laat besef. Dit wat jy nou gedoen het vanmôre is uit lynheid, suster. So dit was actually awesome. Dis eintlik hypersnaaks. En dis waar, jy weet koning Dawid, toe hy nou in hierdie sonde verval, toe kom sy seun Absalom mos, en dit wat hy in die geheim gedoen het, word toe met sy vrou op die dak op die paleis gedoen. En op 'n plek toe loop hy, toe kom daar 'n man, hy woord sy daar so langs soos 'n kanaal tipe spruitstorie geloop, en hierdie man het hom gevloek. En een van sy manne sê vir hom, my heer, moet ons nie hom gaan doodmaak, hoe loop hy en vloek, en hy sê hierdie woorde, hy sê, God het hom gestuur, om my te kom vloek. Nee, dis verseker, die Here as ou nie wil luister nie, Dan kry jy pak. Dan kry jy pak, al moet hy iemand stuur met in jou kop te kom klap en sê, hou op, vloek. Sy moes maar kwaad vir my gewees het, maar op daai stadium het ek nie omgegee nie, want ek het geweet, hierdie het gebeur vir 'n rede. Ja, weet jy Veronica, ek wil net vir jou sê, baie dankie vir jou getuienis, dit is so kosbaar, en ons waardeer dit. Mag die Here vir jou seën, Veronica, mag die Here jou huis seën, mag die Here jou gebruik, ons weet, jy is aan die brand vir die Here, en jy het ook jou bediening, mag die Here vir jou seën, en net weer vir jou sê, baie dankie, hierdie getuienis weet ek, gaan baie mense se lewens aanraak, mag jy geseën wees in Jesus naam. Baie dankie.